Goeiemôre. Ons gaan net wag dat die ander eers opklim. Ek wil net iets weer vir jou noem. 'n Live op Facebook. Mense kontak my en sê jy het daaroor gepreek. Ons gaan soek dit. Ons kry dit nie. Facebook se wette het verander. 'n Live hou 30 dae, dan gaan hy af. So jy moet hom aflaai. Jy moet hom vra vir iemand om hom vir jou, as jy nie weet hoe nie, 'n video daarvan te maak. En dan kan jy hom gebruik. So jy het die toestemming. Maar jy het nie die toestemming om dele uit te haal, met AI te verander, en dan rond te stuur en skade te doen nie. Maar jy het wel om die hele video af te laai en hom rond te stuur. Nou ja, vanoggend is dag 1 van die Victory Fast. Nou kom ek verduidelik net eers waar my 9 dae vandaan kom. En weer sê ek, dis nie 'n wet nie, dis nie 'n moet nie. Dis, jy kan nou Jan Poggenpoel se storie van Pofvader vertel het, dan was dit ook ons simbool. So hierdie gebruik ek net as 'n simbool. Dis 'n fees wat die Jode hou in Desember maande. En as ek reg is nou is Februarie maand. So ek gebruik die storie agter dit. Nou kom ek wys net gou vir julle almal. Nou almal weet dat menorah het 7 candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hierdie een het 9. Nou wat is die storie aan hierdie 9? 165 jaar voor Christus, voor Jesus gekom het, tot 165 jaar voor Christus, voor Jesus gekom het. En die Syriese Grieke het geheers oor die Jode. Nou toe het hulle in hulle tempels die Jode die 7 gehad. Hulle het nou nog die 7, die menorah, wat beteken God se lig. The light of God beteken die menorah, die 7 kandelare. Weer sê ek, hoor tog, ek is eintlik moeg om myself te verduidelik, maar asseblief, ek hang nie 'n menorah aan nie, ek hang nie 'n Chanukka aan nie, ek hang nie feeste aan nie, ek dien die Here, maar ek gebruik hierdie vir simbole. Okay. Toe mag die Jode nie in hulle eie tempel gekom het nie. Nou in die Jode se tempel het die menorah altyd gebrand, die 7 kandelare, God se lig. Die Jode het geglo, soos ons vandag glo, ons moet die lig van Jesus wees, het die Jode die lig van God in die tempel gehad. En ek gaan nou, as uit die Bybel uit lees, ek wil net hier uit so paar goed vir ons verduidelik. Nou, op daai stadium het die Griekse Syriërs, die Syriese Grieke, of Syrië se Grieke, of Grieke se Syrië, het hulle geheers oor die Jode. Hulle vat toe 'n vark, en hulle gaan offer hom in die tempel. En 120 onder die aanvoering van Juda Makkabees kom en hulle val hierdie Grieke aan, hulle verslaan hulle en hulle vat God se tempel oor. Dit is mos nou 'n baie mooi storie van oorwinning. En hierdie 9 dae gaan God jou ook oorwinning gee. As jy dit vat en nie net die 9 dae oorwinning wil hê en jy soek net God se hand en nooit God se hart nie. Want baie mense soek net 'n blessing en hulle soek nie die Here nie. Okay. Toe hulle in die tempel kom en hulle wil nou brandsteek, die menorah, God se lig. Daai jare was daar nog nie 'n 9, die Chanukka nie, wat met 'n H gespel word, Hanukkah. Was daar nog nie. En toe hulle olyfolie vat, toe sien hulle maar die olyfolie, na hulle die Grieke oorwinning, gaan net 1 dag hou. En om olyfolie in die Bybelse tyd te gemaak het, vat 8 dae. Mense, ons sukkel al van vanoggend af met die honde, ons het hulle al een kant gaan sit en dan weer, en ja, ons gaan nou kyk of ons kan aangaan as hulle uitkom. Maar in elk geval, toe hulle nou in hierdie tempel die Syriese Grieke oorvat, toe sien hulle maar daar is net 1 bietjie olie wat net 'n dag sal hou. Dit sal nie die 8 dae hou wat olie vat om vervaardig te word nie. Okay. En hulle steek dit toe brand. En toe brand daai eendagse olie, brand toe 8 dae lank,
totdat hulle die ander olie kon vervaardig het. Is dit nie 'n mooi oorwinnende storie nie? Is dit nie iets moois? Ons kan Piet Poggenpoel se oorwinnende storie gebruik het, ons kan my oorwinnende storie, waar ek in 'n landmyne-ongeluk gewees het, gebruik het, maar hierdie week wil ek hierdie storie van Juda Makkabees, wat gekom het saam met 120 Jode, en jy wat nie van 'n Jood hou nie, moet nou nie teen die Jode vaskyk nie, want dit kan nou Afrikaners gewees het, of dit kan nou Tswanas gewees het, of dit kan nou Palestynë gewees het. Dit gaan oor die oorwinnende storie. En toe steek hulle van daar af, het hulle die Chanukka fees, het hulle in Desember hou, en sit hulle hierdie in hulle vensterbanke, en hulle steek dit brand. Nou die eerste een is dan die een wat altyd in God se plek brand. Die ander 8 is soos die olie vervaardig is. So hierdie week gaan ek elke dag vir ons enetjie aansteek. Dis nie die fees van Chanukka wat ek herdenk nie, want die ouens wat die fees hou, sal my nou weer kap. Dis Desember. Hoor gemooi, ek hou die simbool. Ok, so ons gaan nou die een aansteek, wat die lig wat altyd moet brand. Maar nou, het ons nie meer 'n tempel van hande gemaak, en die kerke het nie 'n liggie wat hulle laat brand nie. Ek en jy is die lig, en daaroor gaan ek nou met jou praat. Kom, ek sit hom net eers neer. Ek het so 'n bietjie vir my vrou nagmaal ingegooi, maar ons het dit nou vandag net so 'n bietjie lekker gedoen in 'n Kanaan se, en ons gebruik druiwesap, ek sê maar net, in Kanaan se dingetjie, en Jesus het sy bloed vir ons gevloei. Ek wil dit maar net noem. Maar los dit nou daar. Nou gaan ek net vir ons 'n bietjie lees, voor ek daai enetjie brandsteek. Ek persoonlik is 'n ou wat nogal teen kerse brand is. Hierdie vir Moeder Maria kersie opsteek. En elke ou kan by die begrafnis 'n kersie opsteek as hy wil. Ek hoop julle steek vir my 'n kersie op. Ek is by die Here, ek moet my lig gebrand het terwyl ek hier was. Maar jy weet dit hou en opreg hou, dis fyn. Maar okay, kom ons kyk so 'n bietjie. Psalm 119 vers 105 sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wil jy die lig in jou lewe hê? Wil jy daardie een lig wat moet hou, nie nou net 8 dae nie, maar hy moet hou totdat Jesus kom? Wil jy daai lig hê? Lees die woord van God. Want u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Kom ons kyk 'n bietjie Johannes 8 vers 12. Wat sê hy daar? Johannes 8 vers 12. Jy moet lief raak vir die Bybel. 8 vers 12. Okay. Johannes 8 vers 12 sê: En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek, met die hoofletter E, is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hoor gou mooi, wil jy daai lig in jou huis hê? Wil jy daai lig in jou hart hê? Wil jy daai lig tussen jou familie hê? Wil jy daai lig dra wat 'n lamp vir jou voet is? Wil jy dit hê? Dan moet jy Jesus Christus in jou hart innooi. Hy is die ware lig. En dit is wat ons vandag gaan simboliseer as ons daai kers opsteek. Jesus is die ware lig. En dan die laaste wat ek wil vir ons lees is Matteus 5. En hoor wat sê Matteus 5. Daar vanaf vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor om buite gegooi, deur die mense vertrap te word nie. Julle, hoor wat sê, Jesus praat hier mense, wil ons sien, as Mandela gepraat het, of F.W. de Klerk gepraat het, dat ons geluister. As nou nog ons organisasie se ou praat, dan luister ons, en dit is so waar. Hoekom luister ons nie, as dit Jesus is? Hoor wat sê Jesus. Julle is die lig van die wêreld. Daai kersie wat ons vandag gaan brandsteek. Daardie eerste een wat gaan brand. Daai Jesus in my.
Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, want daar's oral liggies in 'n huis. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie. Hy sê, jy sit hier 'n lamp op, ek is nou eintlik spyt, ek het die lamp gebring. My oupa het vir my 'n baie mooi lamp gegee. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie. Baie Christene se liggie brand onder 'n emmer, is weggesteek. Nee, hoor gou wat sê hy. Maar op die stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. As jy in Pofadder bly, moet almal sien, dis 'n Christen daai. Nee, jy moet nie 'n fariseer wees, op die hoeke van die straat staan en uitbesyn wat jy doen nie. Hoor gou mooi. Kom verby. Is nou die hand wat die bal bring, laat ons die bal moet gooi. Fanny de Meyer, dankie dat jy sê ons moet wys. En Henry Diederik sê wys vir Stella. En so ons kykie. Rupert van der Berg kom ook op en sê wys vir Stella. Julle het dan nie gister by die kerk gesien nie, maar okay, kom ons gaan 'n bietjie aan. Die ding is die reaksie wat ek gaan kry is ek onseker. Kyk, kom ons kyk net vinnig wat se reaksie. Ja, sy môre Stella. Okay. Kom ons gaan eers weer aan. Nou ja. Wil jy al praat ook? Lyk vir my sy wil praat ook. Dan is dit. Maar kom ek gaan gou hier aan. Kom ons vergeet nou net gou vir Stella. Hoorie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n stander en dit skyn vir almal wat in die huis is, Stella. Jy kan nie daar in 'n hoekie sit nie. Jy moet skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien. Nou moet ons mooi verstaan. Ek moet nie loop 'n spog met 'n selfie as ek vir iemand pap gee nie. Julle sal sien ek sal dit nooit doen nie. Mense sê altyd, kyk hoe neem Roy is almal af wat hy dit doen. Luister hier, as iemand anders vir hy sakkie meel betaal het, dan neem ek dit af. Want hulle weet nie vir wie dit betaal nie. As ek self betaal het, neem ek nooit 'n foto nie. Maar deur my lewe, deur my lig, moet 'n mens kan sien. Dankie Anna Magrita Jooste wat sê wysvaar. Okay, ons sal dit nou net doen. Daleen Vermaak ook, ons sal dit doen. Okay, wees net rustig tot die einde toe. Okay, nou, hoor gou mooi. Laat julle lig skyn. So skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So jou Vader wat in die hemel is, moet verheerlik word deur die goeie werke. Nou, ek gaan vir 'n simbool vir ons hierdie aansteek. Ek sê weer mense, julle wat die feeste volg, ek hou nou nie die fees nie, so ek is nou heel in Februarie en nie in Desember nie. Ons steek die lig op as 'n simbool vandag, dat hierdie lig, ek moet seker praat oor hom, dat hierdie lig moet brand in my lewe. Nie daai kersie, dis net 'n simbool. Jesus moet in my lewe wees. Ek moet Jesus aanneem. Hy moet die lig wees. Waar dit gebeur het met die Makkabees, Juda Makkabees en sy span, toe hulle die 8 dae se kerse gewag het vir die olyfolie om reg te maak. En toe kan die lig weer brand in die tempel. Moet ek en jy nie net 8 dae wag nie. Ek en jy kan nie na hierdie 8 dae van oorwinning sê, ja, ek het nou 8 dae gevas, nou rook ek weer. Nou drink ek weer. Nou doen ek weer die sonde. Nee, ek en jy, as hierdie lig brand, moet wag totdat Jesus kom. Moet ons elke dag die lig wees. Nou, ek gaan nou sommer die nagmaal gebruik. En ek like as ek nagmaal gebruik, om altyd ongesuurde brood te hê, en ek like om mooi iets te hê. Ag, vir my gaan dit maar net oor die Here. Jy kan, as ek daar nou met die studente in die pad is, drink ek uit 'n plastiekbeker uit. Wat dit net is, dit is wonderlik om die Here Jesus, wat vir my gesterf het, dat ek hom kan denk, dat ek kan dankie sê, U het die bloed vir my gevloei. Nou voordat ek die nagmaal gebruik, dis dag 1, miskien het u nou eers opgekom, vat nou na hierdie uitsending, ek gaan kyk hier terug op my page, wat sê ons, dat is Afrikaanse, Engels en 'n Xhosa weergawe, van waaroor gaan die 9 dae, en wat is die tema, vandag is ek wil die lig wees, so wat doen jy nou vandag?
Ek en Stella gaan nou net groente eet. Ons het pampoene gekry, so ons gaan pampoen eet. Ons kan nie wag nie. Ander, jy kan vleis los. Jy's miskien 'n ou wat elke dag 'n karatspaai eet. Nou los jy dit vir 9 dae. Jy's miskien iemand wat Stefan Visser, ek sien jy's nou hier. Daar's 'n kompetisie hier. Stella, hulle wil vir Stella op die sien op die skerm. Nou jy's die laaste ou wat kan sê. As jy sê ons moet haar sien, dan sien ons haar. As jy sê nee, Stella word nie gewys nie, dan sien ons haar nie. Maar okay. En dan vat jy die gevolge ook. Okay. Nou hoor gou hierso. Ek en jy, môre gaan ons weer 'n ander tema hê. Vandag is die tema, ek en jy is die lig. So wat doen jy so deur die dag? En as jy sukkel, stel sommer jou foon elke uur vorentoe. Dis net om jou te help. Die wat gaan onthou is fyn. En dan loop jy net so en dan stop jy weer en sê, Here, jy hoef nie vir 3 ure te gaan bid. Dit is wonderlik as jy vir 3 ure gaan bid. Ek kan net weer so staan en sê, Here, ek wil u lig wees. Ons is nie altyd die Here se lig nie. Vanoggend toe ek hierdie goed uithaal. Die kersse, toe's hulle in 'n kas wat vassit. Kassie, is daai kas van jou. Jy moet hom kom wat jy vir my ons geskenk het. Jy moet hom kom. Nee, sy word nie gewys nie, sê. Jou kan jy sê. Jy word nie gewys nie, sê. Okay, Awalde Steyn is die laaste. Okay. So tussendeur mag ons lag. Kinders van God mag lag, mag opgewonde wees. Nou, hoor gou mooi. Hy het sy bloed gevloei vir my. Toe hy hang in hy kruis, toe hang hy op 'n oomblik vir alle kanker. Alle kankerpyne wat ons morfine voor kry as ons kanker gehad het of het. Dan hang hy daarvoor. Op een oomblik alle kopsere, op een oomblik alle pondkykers het hy voorgehang. Op een oomblik miljoene wat rook, hang hy aan hy kruis. Kan jy nie as jy hy sigaret so trek, die bloed van hom sien, die druppel wat daar val nie. Hy doen dit vir my en vir jou. So lief het hy vir ons. En hy het ook sy liggaam gebreek. Hy breinplekke is die gekneusdheid van sy liggaam. Die gaatjies, kom vat hom nader, ek weet nie of julle kan sien nie. Die gaatjies is die wonde in sy hande en sy voete en sy sy. Vir my en vir jou. Hoekom wil ons? Vader, in Jesus naam, breek ek hierdie brood ook vir die wat by die huis is, wat by 'n werksplek is. Weet jy, ons is onder wette, jy kan vandag as jy wil, deur die dag, koop vir jou bolletjie druiwesap, appetizer, nie appetizer nie, grapetizer, daar waar jy is, vat 'n broodjie, as jy nie ongesuurde brood kry nie, is dit ook fyn, dis fyn, en sit net stil en sê, ek doen dit vir u Here, maar moet dit nie doen as jy iemand nie vergewe het nie, moet dit nie doen as jy iemand haat nie, jy moet die lig wees, moenie hierdie 9 dae dan, jy raak nou kits reg, maar jy kan met jou sondige lewe aangaan. Dit werk nie so nie, in Jesus naam. Kom ons doen dit. Prys sy wonderlike naam. Stella, kom ons bid. Vader, in Jesus naam, bid ons oor u liggaam wat u brood voorstel, wat die brood wat u liggaam voorstel. En ek bid, Here, seën dit aan ons nou, in Jesus naam. Ek sê weer, live gaan af na 30 dae, tap hom af, ek gaan vir Wally is nou hier op, vir hom vra, maak vir ons 'n video, dan plaas ons dit namiddag miskien. Dan kan ons elke namiddag die video plaas. Dankie Here vir u bloed van die Nuwe Testament. Amen. Nou, vandag is klaar. Maar kom ons doen dit deur die dag. Kom ons doen nie net hierdie 9 dae en dan as ek meer in jou lig nie. Kom ons wees 'n lig vir Jesus Christus. Hy is ontsettend lief vir jou. Hy gee om vir jou. As jy later ingeskakel het, luister net in die begin wat het ons vertel wat se simbool gebruik ons, hoekom gebruik ons dit. En weer sê ek, almal hoef nou nie so 'n ding in hulle huis te hê en dit is nou soos party mense. Jy moet 'n menorah hê, dan gaan jy hemel toe. Jy moet 'n shofar blaas, dan gaan jy hemel toe. Nee, dit is simbole. 'n Kruis is 'n simbool vir my heenwyse. Ek is laas week weer so aangeval deur die kruis. Ek kyk net na 'n mooi kruis.
Dis my heenwyse na Christus. Dis 'n vloekhout daai. Ek kan bid die kruis hê. Ek kan bid die een wat op die kruis gehang het. Jesus is lief vir jou. Maar ek wil 'n gebed doen vir die wat wil hom aanneem, dat jy die lig in jou kan dra. Bid saam met my. Sê, Here, kom in my lewe in. Ek glo dat Jesus Christus is God se seun. Vergewe asseblief al my sondes. Vul my met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. As jy die gebed gebid het, is jy nou nie oor 10 jaar in die hemel nie. Na hierdie gebed is jou kontrak wat jy geteken het, jou Bybel lees, jy moet 'n warm plek soek waar jy samekomste kan bywoon, jy moet Jesus uitlewe, jy moet 'n lig wees, jy moet staan vir die Here. God seën julle, alles wat mooi is.